Nou ja, dit is 'n heerlike oggend vanoggend hier in Natal. Ek ry hier in Greytown se wêreld. Ek is op pad nou om Angus toe. Ek het vanmôre 'n afspraakie met hom. Sommige net gou koffie drink en praat oor kosbare planne vir die toekoms. En sê dis lekker om te lewe. Dis lekker om te leef in die volheid van die Here se plan vir 'n mens se lewe. En as 'n mens doen wat jy die graagste wil doen, soos ek wat graag die evangelie wil verkondig deur middel van musiek, dan maak die lewe vir jou sin, want dis wat 'n mens gelukkig maak. Inherent hier in jou hart is dit wat jou maak tik, en wonderlik om te sien hoe mense se lewens kan verander deur 'n lied of deur 'n woord wat jy vir hulle bring, of sommer partykeer net 'n drukkie. Dis kosbaar. En dit maak dat 'n mens weer opnuut na jou lewe kyk en vra, hoe is ek besig om die suurdeeg te wees? Die suurdeeg wat die Here van praat in Matteus 13, die klein mosterdsaadjie wat hy plant, wat 'n groot boom word, of die suurdeeg wat die hele wêreld om hom beïnvloed. Want daardie kosbare suurdeeg, dit is 'n proses wat wanneer dit bygevoeg word by die koekmeel, dan moet jy dit inknie, né? Binne in daai meel in. Dit moet ingeknie word, en dis partykeer seer, as 'n mens so geknie word deur die lewe, is dit nie waar nie. Maar dan, ek sê vir jou, as daai brood in die oond gesit word, daai stuk deeg, wat so deurtrek is met sy suurdeeg, soos wat die Heilige Gees in ons lewe wil deurtrek in elke faset van ons lewe, en daai deegie word in die oond gesit, dan kan jy nie daai geur wat daar uit die kombuis se oond uitkom, kan jy nie weerstaan nie. En daar is net niks so lekker soos 'n vars gebakte broodjie nie, is dit nie waar nie? Dis die lekkerste ding, as jy daai botter so opsmeer, en hy smelt so binne in daai warm broodjie, en is net kosbaar om so 'n stuk brood te eet. En ek dink in die wêreld waarin ons lewe, is daar baie min mense wat nie hou van so 'n vars stukkie brood nie. En dis presies wat die Here wil doen met daardie suurdeeg wat in jou en my lewe is. Dis presies hoe hy ons wil gebruik in 'n wêreld wat hom brood nodig het. 'n wêreld wat honger is na die brood van die lewe. En jy sien, die brood van die lewe in woorde is soms vir mense 'n bietjie moeilik en ongeloofwaardig. Maar die oomblik as hulle dit in 'n lewe sien, in 'n lewe prakties daar buite, 'n lewe wat opreg is, wat eerlik is, en 'n lewe wat regtig 'n verskil maak. 'n Lewe wat regtig 'n verskil maak vir mense om hom. Dan maak daardie brood saak. En dan word daardie brood en die reuk van daardie brood word so aantreklik. Wat kom oorspronklik van die suurdeeg. Die suurdeeg van die Heilige Gees wat binne in jou en my werk. Dis 'n kosbare boodskap wat ek sommer net vandag vir jou wil bring. Jy sien, dis Assisi wat gesê het, preach the gospel at all times. Preach the beautiful message of His saving grace at all times. And when absolutely necessary, use words. En dis 'n kosbare boodskap vir jou en vir my, dat ons lewe so sal wees, dat wanneer mense na ons lewe kyk, dat hulle sal sê, wow, as dit is hoe 'n Christen lewe, dan begeer ek in my wese om ook 'n Christen te word. Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. En as Jesus nou praat oor die suurdeeg, as Jesus nou praat met jou en my vandag oor daai suurdeeg, wat wanneer dit in die deeg ingewerk word,
dat dit versprei en daardie hele baksel infiltreer en letterlik smaaklik gaan maak met daardie effek wat die suurdeeg in die brood gaan hê. Ek wou sommer net vandag hierdie kort maar kragtige boodskap met jou deel. Want jy sien ek ry nou vanoggend nou oom Angus toe, né? En ek dink sommer net daaraan, oom Angus het hier begin op hierdie plaas. Die aardappelboer wat die Here vertrou het vir 'n wonderwerk. En toe die Here in sy persoonlike ruimte, hier in sy hart het hy begin werk. En daardie suurdeeg het klein en onopsigtelik begin. En uiteindelik het die Here daardie suurdeeg laat uitsprei en laat infiltreer. Eers deur sy familie, deur sy onmiddellike mense om hom. En toe uiteindelik het die Here vir hom 'n opdrag gegee om daardie suurdeeg verder te laat uitsprei en te laat infiltreer. En uiteindelik het dit ons hele land aangeraak. Uiteindelik het dit soveel mense bedien met die kosbare evangelie, die kosbare woord van die Here Jesus. Ag, ek wil sommer net jou kom inspireer vandag met hierdie boodskap en vir jou kom sê, mag ek en jy ook soos oom Angus eenvoudig in 'n aardappelland mag ons daar begin, waar die Heilige Gees ons oortuig om die Here te vertrou. En dan kan die Here wonderwerke in jou en my lewe kom doen. Wonderwerke wat sommer net hier begin. Hier, gewone boere, gewone mense, wat die Here besluit. Angus, ek wil jou gebruik. Ja, ek het 'n groter plan as net 'n aardappelland. Ek het 'n plan vir Shalom Ministries om die hele wêreld te gaan beïnvloed, om die hele land te gaan infiltreer met my suurdeeg. Ek wil jou vandag inspireer met hierdie kosbare boodskap. As ek en jy werklik die suurdeeg wil wees daar buite, dan moet ons in ons binnekamer uitkom, daar waar die Heilige Gees die bakpoeier in die suurdeeg wil gooi, sodat dit eers binne in ons lewe, binne ons eie hart 'n verskil kan maak. En dan mettertyd 'n baie groot verskil kan maak in die wêreld rondom ons. Mag hierdie boodskap jou vandag inspireer. 'n Eenvoudige storie wat Jesus vertel het oor suurdeeg. Mag dit jou aktiveer, mobiliseer om in jou eie lewe die suurdeeg toe te laat om jou hele wêreld te infiltreer en te verander. Ek sit hier vanoggend saam met oom Angus en ek het op pad hiernatoe het ek gesels oor die suurdeeg, die yeast. En ons weet dat yeast, die goeie yeast, die beste yeast kom van aardappels af. It comes from aardappels. And this man knows about potatoes. He knows about faith and potatoes. So I just wanted to ask him to say a few words about the yeast. Yeah, Billy, first of all, so good to see you again after so many years. Yeah. And praise God, you're still in the fight. You haven't thrown the towel in, you haven't given up. No. And Billy, I want to say to you that yeast is what makes the dough rise. Yes. Okay? And so we've got to be salty for the Lord. Yeah. And God cannot use a compromised vehicle at all. Yeah. And faith like potatoes is not a cliche that I invented. I'm not capable. There was a man by the name of Peter Marshall. Yeah. He's a Scottish preacher. Yeah. He was the personal chaplain to the US Senate. Okay? Yeah. And he was a great speaker, a pastor, a Scotsman too. Yeah. And he said, you must have faith. You must have faith that is so simple, that is so powerful. The kind of faith you've been telling me about, Billy. Yes. Yeah. Faith that you can touch. Yeah. Faith that you can see and you can feel. Yes. Faith like potatoes. And that's where I got the cliche for the movie and for the book. Yes. And the rest is history.
And I want to say, Billy, thank you for coming to visit me and my boys here today. Yes. I've got my pastor sitting right next to me. Nah. I've got my producer. Where are they sitting? They're Yeah, just there they are. hiding, huh? He's our producer. Does all our programs, eh? Yes. Grassroots, Family Time, the whole lot, all our social media, and television. And we've been blessed to have you here. And before we close, I want to pray for you on this, thing. Father, I thank you for Billy Joubert. I thank you for a man who's not ashamed of the gospel of Christ. And I thank you, Lord, that what you started in him so many years ago, Amen. you will bring to fruition Yes, amen. in your time. And I also want to say to you, Billy, I really believe that your ministry in the final stages will be greater than when you started. Amen. Not because you speak better, but because you've been through fire. You've been tested, Yes. and you've come out pure. Amen. Now stay that way Amen. by spending time in your. Closet. That's Binnekamer. Yeah, binnekamer. That's what I wanted to look for. Yeah. In your closet every single morning. Willie, ek is a 4 o'clock man. Yeah. 4 a.m. and I've got witnesses here every single day. Yes. I'm sitting close now to 3,000 days. Wow. I haven't missed one Wow. thought for the day. 3,000 days. I've been sick. Sure. I've been away. I've been all over. 3,000. Sure. There's my producer. What are we sitting at now? About 2,600 or something. Yeah, I think it's 2.6. 2,600 days. I haven't missed a day. Not when I was sick. Now, Billy, you press on, and God is going to use you very powerfully. Wonderful. Bless you. You said press on. Yes. Isaiah 6. Yeah. 4. 6 verse 4. You're right. Let us know. Yeah. Let us press on. That's it. To know the Lord. That's it. For his coming is as certain as the dawn. Whoa. He will come to us just like the rains. That's it. Like the spring rain. Yeah. Waters the Yeah. earth. But we must be ready. You must. Because you'll come as a thief in the night, too. Yes. So be ready. Ja, fantastic. Dankie om Angus, ek waardeer dit hoor. Bless you, Billy. Bye. Let us know, let us press on to know the Lord, for his coming is as certain as the dawn. He will come to us just like the rain, like the spring rain that waters the earth. Let us know, let us press on to know the Lord, for his coming is as certain as a dawn. He will come to us just like the rain, like the spring rain that waters the earth. Like a